Ons aanbid U, Here. Wanneer laas het jy die Here aanbid? In gees en in waarheid. Wanneer laas het jy jou hande opgehef sonder dat 'n pastoor gesê het, kom ons sit ons hande op en ons aanbid die Here net. Net daar waar jy staan. Aanbid hom. Aanbid hom vir wie hy is. Ons bid baie keer en ons kyk net wat ons uit die Here uit kan kry. Just worship him for who he is. Hy is die groot God. Hy is die groot ek is. Hy is die Alpha, hy is die Omega, die begin en die einde. 'n Groot God, ons kan hom nie vanmôre beperk nie. You are holy, Lord. You are holy. You are holy, Lord. Kom aan, bid hom. Of jy nou in Afrikaans of Engels of in 'n taal wil sing, mag gee ruimte vir die Heilige Gees om in jou, deur jou, om jou, vir jou te werk vanmôre. You are holy.
Ons lig die naam van die Here op. When your name is lifted up, you will draw men unto you. Thank you, Jesus. Die Here sê vanmôre, ervaar my, want ek is in hierdie plek, sê die Here. Die Here sê vanmôre, ek het jou gestuur na hierdie plek, want ek het 'n spesiale afspraak met jou, sê die Here. Die Here sê vanmôre, bring jou laste na my. Kom almal wat vermoeid en belas is, kom na my, sê die Here. Plaas dit op my juk, sê die Here, want my juk is sag en dit is lig, sê die Here. Kom dat ek dit vanmôre vir jou dra, want ek weet wat jy kan hanteer. Die Here sê vanmôre, glo jy dat ek ystergrendels vir jou kan stikkel en slaan? Glo jy dit regtig vanmôre? Glo jy dat ek is die lewende God? Glo jy dat ek vir jou koperdeure kan oopbreek? Want ek weet jy kan dit nie doen nie. Gee dit vanmôre vir my, sê die Here. Ek ken jou omstandighede. Al wat ek van jou vra, is geloof soos 'n klein mosterdsaadjie. Die kleinste saadjie wat jy kan kry, sê die Here. En as jy geloof het, en glo, en nie in jou hart twyfel nie, sal jy vir die berg sê, hef jou op, werp jou neer in die see, en dit sal so gebeur. Die Here sê weer eens vanmôre, ek is die stroom van lewende waters. Glo in my, en my strome sal deur jou lewe vloei. Ek het jou lief met 'n ewige liefde, sê die Here. Daarom het my liefde jou vanmôre getrek na die huis van die Here. Want ek wil jou ontmoet, sê die Here. Ek wil jou restoreer, ek wil jou weer opbou, sê die Here. Want ek het jou in die moederskoot geformeer. Vertrou op my. Met jou hele hart, jou siel en jou verstand, sê die Here. As jy dit doen, sal jou weer voorspoedig wees. Want ons dien 'n groot God. Ons God is groot en hy regeer en hy is die een wat die wonders doen. Hy verander nooit. Ons verander baie keer, ja, maklik. He's yesterday, today, forever. He is the same. En ek wil hom prys my hele lewe lank. Ons praat vanmôre, die tema is dankbaar in alles. Dankbaar in alles. Mark, we are also so happy to have you here. Thank you for your support, for your prayers. God bless you. En vandag is Danksegging Sondag. En weet jy wat? Toe ons nog kinders gewees het, ek het dus nou hier opgegroei, het hulle altyd gesê, daar was altyd die van my ouderdom sal weet, die Lena hulle en die was, ons was in dieselfde klas, dat Stanford, ons het atletiek gehad altyd teen Stanford, en vir daai tyd wat atletiek aangaan, was ons die grootste vyande. Ons kon net nie naar genoeg wees met Stanford se mense nie. Maar hulle het vir ons gesê, ons is agter die klip. Maar ek wil vanmôre sê, ons is nie agter die klip nie, ons is heel vooraan. Want gewoonlik word Thanksgiving gecelebreer aan die einde van November. Ons het Amerika vooruit vanoggend. Ons celebrate ons Thanksgiving vandag. Kom ons gee die Here 'n hand.
wonderlike getuienis met u deel. As God werk, wie kan dit keer? En ek verklaar dit in nederigheid. I'm greatly blessed. And I'm highly favored. And I am deeply loved. Sê vir iemand langs jou, you are greatly blessed. 'n hele tyd gelede, 'n paar maande gelede, bel die Amerikaanse ambassade vir Emilia Swanepoel in Gansbaai. Nou van hulle was in dienste toe ek daar in Houston bedien het, en sy sê vir my, sy sê, Pastor, I would like to wonder if you would be able to go and minister in Zambia, the National Ladies Fire Conference at the end of November. Nou, almal weet, dit was Junie, was my laaste afnaweek, tydnoot, was Junie gewees, July, toe staan ons aan die suidelike punt van Afrika, hier sit sy vanmôre om my uit te dra, en ek was nog nie daar, vandat hulle die groot kaart van Afrika daar het nie, wie van die weet van dit? Nou oral is daar sulke hoopies, dan kan jy nou sien, dis Suid-Afrika, sê maar dis Lesotho, dis Swaziland en so, en ek gaan staan met my voete op Zambia. Little did I know. Alles is 'n prophetic declaration my hele lewe lang. So, dit is die rede hoekom ons vandag vooruit Thanksgiving celebrate, om net weer vir die Here terug te kom en te kom dankie sê vir sy goedheid, vir sy genade, en ja, soos ek sê, ons is nou ligjare voor almal, we are first. Ons loof die Here daarvoor. Ek weet, ek wil vanmôre net 'n bietjie met u deel oor dankbaarheid. 'n Mens vergeet so maklik om dankbaar te wees. Nou sê ons, dankbaar in alles. Wow! Nou weet ek, hier sit miskien mense en sê, ek het niks om voor dankbaar te wees nie. Gaan jou help? Ek wil net 'n klein bietjie met u deel oor dankbaarheid, aangesien dit ons spesiale Sondag is, wat ons uitgesit het, om ons waardering en ons dankbaarheid teenoor die Here te kom betoon. Ek dink net nie, ons sê vir God genoeg dankie nie. Daar was 'n tyd in die Bybel, waar die Here 10 mense gesond gemaak het, en hoeveel het omgedraai en teruggekom? 1 mens. Dis 1 Tessalonisense 5, vers 16 tot 18, sê 'n bietjie van dankbaarheid. Julle wat julle Bybels oop het op julle skoot, ek is trots op julle. Dit sê daar, wees altyd deurbly. Kom maar mense, kom help my 'n bietjie. Julle sien dit hier. Wees altyd deurbly. Dit beteken of dit goed gaan en of dit sleg gaan, I am going to rejoice in the Lord. Want wanneer dit met my sleg gaan en ek is aspres bly, dan spyt ek sommer die duiwel. So wees en altyd deurbly. Bid sonder ophou. Kom en sê help my asseblief. Bid sonder ophou. As julle my help, preek ek vandag. Volgende vers. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wow! Wees in alles dankbaar. Nou, baie van u, wat, ek weet, mense lees nie altyd die advertensies nie, maar wie van u het gelees, dat ons gevra het, bring 'n briefie saam en skryf iets daarop waarvoor jy dankbaar is. Het niemand dit gesien nie. Karin, kan jy vir ons sê, wat het jy op jou briefie gesit? Is in die boksie. Uit jou hart. Ek is vanmôre so dankbaar vir die Here, vir die jaar, wat die Here soveel vir my geleer het, van liefde, van omgee, van onvoorwaardelik net op hom te vertrou. Al hoe die storms is, as ons op hom omgee, maar weer dat ons weer tot elke lewe lei. En ek moet sê, die beste is jy te kan. Amen. Kom ons gee die Here 'n handeklap.
ekskuus dat ek interrup. Alma, Lukina en Pieter. Hulle is die mense wat verlede Sondag nie hier gewees het nie. Here het groot dinge vir Lukina gedoen. Sy sit daar, tweede ry van agteraf, Lukina en Pieter en Alma in hulle afwesigheid. Hulle het dalk nie geweet nie, maar hulle is voorgestel as lidmate verlede Sondag. Alma, sê vir ons waarvoor jy beide my dogter en haar man het hulle werke verloor so aan die begin van April en dit was 'n moeilike tyd. Hulle het baie swaar gekry, maar albei van hulle het basies in 'n kwessie van 'n week het hulle elkeen 'n werk gekry. Nie presies wat die bedrag is wat hulle graag in hulle harte sou wou hê nie, en hulle het intussen Vrydag elkeen 'n werksoffer gekry vir 'n groter salaris, so ek is baie dankbaar daarvoor. Is daar nog een persoon? Hand op, gou. Dankbaar. Sê gou vir ons, staan gou op en sê, asseblief. Ons was soort van homeless, want my seun is 4 maande terug oorlede en ek het nêrens gehad om te gaan nie en Michelle het ons uitgehelp met die huisie, maar ek het my vriendin van KZN laat kom en ons het ons selfs bymekaar gesit om 'n huis op krediet te kry. Ons kon nêrens nie en ek en Madeleine en die wet het gebid en ons het saam geglo. En die vader het vir ons 'n huisie van R30,000 op krediet gegee en hy het vir ons een van R30,000 verniet gegee en ons het goedes gekry binne. Amen. Is a good God and the devil is a bad devil. Kan ek julle vertel waarvoor is ek dankbaar? Het julle tyd vir die hele week? God is so goed. Maar ek wil dit vanmôre sê. Wat ons sê, daar's krag in ons woorde. Daar is krag in wat ons sê. As jy negatief praat, daar's krag in. As jy positief verklaar, daar's krag in. Nou, jy weet mos, ek verklaar. Wie van julle onthou die storie van die molle? Gaan nie meer die hele storie vertel nie. Maar kom ek vertel julle wat doen autoriteit. Van daardie dag af, baie mense het vir my gevra Sondag op Sondag, pastoor, hoe gaan dit met die molle? En dan sê ek, nee, hulle is nog daar, maar ek verklaar. Pastoor Frikkie is nou nie vanmôre hier nie, maar hy het afgestap en hier by Cassie se plek molle gesien toe hy uit die kerk uitkom en hy het vir hulle gesê, Emilia, kom vir julle. So elke oggend wanneer ek opstaan, daar was 'n tyd wat Esegiel gesê het, hoor die woord van die Here. Doorbeendere word lewendig. As ek my voordeur oopmaak in die oggend, dan staan ek daar en sê ek, molle, julle trek of julle vrek. Nou luister, my woorde het krag. Almal weet, sy's meer hier as wat sy by haar eie huis is. Party dae was daar soos 13 mols oop as ek van die kantoor afkom, dan sak my moed in my skoene. En sê ek, molle, julle trek of julle vrek. En hierdie week, hulle het getrek. Daar was net 1 mols oop in 'n week se tyd. Dit is wat autoriteit kan doen. Dit is nog weer 'n mol. Speak life over your circumstances. Spreek lewe. Maar ek wil vanmôre net sê, dankie Here for your mercy and your grace. Your goodness is running after me. Ek prys hom, ek loof hom, ek eer hom. Al die lof aan die Here. Kom ons gee die Here net 'n handeklap vir dankie sê. Okay, dankie. Dis ons tema vandag. Dankie is 'n baie klein woordjie met 'n groot betekenis. Daar's 'n ou lied wat hulle sê, how can I say thanks for all the things that you've done for me? Things so undeserved. Vroegere jare was daar iemand wat 'n lied gesing het, wat gesê het, ek wil leef in dankbaarheid, want Jesus het my siel gered. Adrie sal weet, waar's Adrie? Okay, Adrie sal weet, daar's 'n lied wat ons sing, vol lof en dankbaarheid sal ek sing. Ek is geestelik herbore, ek is koning se kind, ek is sy erfgenaam, my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus, het dit nie tyd geword, dat God se kinders net weer opstaan, en 'n bietjie begin bly raak, oor
Amen. In hierdie week, maandag, toe ek nou beginne, dink aan die woord, nou, ja, ek is baie Lily Annis vanoggend hierdie, want sy sal alles kliphard amen gesê. Ek staan ook op met aches and pains. Ek staan ook op in baie mente in die oggend, en dan sê ek baie keer, "Ag, my skouerpyn so." Klaar! Maar toe hierdie woord in my hart val, as ek voel hierdie skouerpyn, as ek dankie Jesus, deur u wonde, is ek genees. Ek het nog nie pyn in my skouer gehad in hierdie week nie. Prys die Here. So daar is baie liedere geskryf oor hierdie klein woordjie dankie. So we try to live with an attitude of gratitude. Reg? Ons sê, ons het 'n dankbare hart. Ek wil vanoggend vir u sê, weet u hoe baie waarde heg God aan 'n dankbare attitude? Hy vat note daarvan. With a heart of thanksgiving, sê die lied, I will bless thee, O Lord. Ons vergeet so baie keer om dankbaar te wees. Ek is dankbaar. Ons het vanmôre 'n aanbiddingsplek in Gansbaai. Ek is dankbaar dat God het 'n plan met hierdie dorp. Ek prys hom alreeds vir dit. Ek wil gou vlugtig, ek het nou gesê, we need to live with the attitude of gratitude. En ek wil met jou deel oor attitude. Oor attitude kan ek 'n week lank preek. Net op grond van dit wat ek sien in mense se lewens, maar kom ons hou net by the attitude of gratitude vandag. Attitude is jou gesindheid. En dit begin by jou gedagtes. Dan van die gedagtes af, kom dit hier uit by jou mond, jou woorde. Here help ons. En van ons woorde gaan dit oor na aksies en na reaksies. Ek sê altyd, your thoughts, jy kan dit maar neerskryf. Your thoughts, your words and your actions is a powerful force of attraction. God is so goed vir ons. Die meeste van ons verdien dit nie. Ek verdien niks. Dis net genade, op genade. Daar is so baie dinge waarvoor ons kan dankbaar wees. Dalk is hier iemand vanoggend wat met die spreekwoordelike verkeerde voet uit die bed het opgestaan het. My man sou vir my gesê, man, gaan klim terug in die bed en klim van die ander kant af, staan op. Miskien het jy met verkeerde voet in die bed het opgestaan. En weet jy wat? Die oomblik wat jy dit gedink het, dan het die vyand daarin geslaag om jou negatief te maak. En dan kan die vyand vanmôre vir jou gesê, "Ooh, maar jy bid en jy bid en jy bid en niks gebeur nie." Dan is dit hierdie vanmôre jou wake-up call om in steede van te kla, in steede van te murmureer, 'n keuse te maak dat jy dit gaan positief omswaai en begin verklaar en begin lewe spreek en God begin dank en loof en prys vir dit wat hy nog gaan doen. Kyk na al die dinge wat jy voor
Hallo, ek het 'n man wat vir my lief is, ek het kinders wat vir my lief is, of ek het 'n vrou wat vir my lief is, ek het kos in my kaste, ek het skoene aan my voete. Ons vergeet dit, want die vyand wil dit net opsit voor jou, wat so negatief is, want hy wil jou vreugde steel. Wat van ons prys God vir wie hy is en vir dit wat hy vir ons doen. En ek sien die perfekte voorbeeld van dit. Johannes, jy vir ons Filippense 2 vers 5 asseblief kan opkry, baie dankie. Die perfekte voorbeeld hier is wat Paulus in Filippense 2 vers 5 sê, dieselfde gesindheid, ek het dit nou uit 'n ander vertaling, moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Wow! Sê 'n bietjie, hierdie gesindheid, dieselfde gesindheid, the same attitude. Here, help vir ons, dat ons mense sal wees met 'n Jesus gesindheid, a Christ-like attitude. Ons praat van dankbaarheid vanmôre en 'n bietjie oor attitude. As ons leef in dankbaarheid, dan kan ons nie met 'n slegte of 'n verkeerde attitude bly lewe nie. Sê weer, dis 'n preek op sy eie. Kom ons fokus gou op wat ek gelees het hier. Want hierdie gesindheid, hierdie houding, hierdie manier, hierdie aksie van my en van u moet wees soos dit in Christus Jesus was. The same attitude that was in Christ Jesus needs to be in us at all times. Nie net wanneer ek goed voel nie, of wanneer niemand my kwaad maak nie. At all times, sê die woord. Not when I feel it like it. At all times, we need to have the mind of Christ, the love of Christ, the attitude of Christ, the heart of Christ. Nooit en nêrens sien ek in die woord dat Jesus ooit gekla of gemurmureer het nie. Nie toe hy in benoudheid in die tuin van Getsemane gewees het nie. Ek sou gesê het, o Vader, u het gesê sy my nooit begewe of verlaat nie, en kyk in wat se situasie sit ek nou. Hy het nooit gekla nie. Hy het nooit gemurmureer nie. Nie in die tuin van Getsemane, toe hy in benoudheid gebid het, wat voorsiening gemaak het dat ons vandag hom kan ken. Nie eers gemurmureer toe hy gehang het aan 'n ou ruwe kruis met 'n liggaam wat vermink was, verbrysel was, sodat mense hom nie eens sou aangesien of geherken het nie. Hy het nooit sy mond oopgemaak om ooit te kla nie. Moet ons nie die voorbeeld van Jesus dan volg nie? Jesus het 'n geloof gehad waar hy gebid het en nog voordat hy begin bid het hy klaar gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, toe hy nog nie eens gebid nie. What an attitude. Nooit het Jesus eers gekla oor sy disippels nie, wat hulle eintlik soos kinders gedra het toe hulle onder mekaar begin stry. Wie is die grootste, wie is die belangrikste, wie gaan sit aan sy regterhand? Jesus is dankbaarheid. Hy is die toonbeeld van dankbaarheid. So what is good enough for my Jesus is good enough for me and for you. Dieselfde gesindheid van liefde, dieselfde gesindheid van dankbaarheid moet in my en u lewe reflekteer. 1 Tessalonisense 5 het ek gelees. Thank God in everything. Ek wil sê, no matter what the circumstances is, thank God. Baie kere, wat het al moeilik met my gegaan het. Ja, ek het ook al my challenges gehad. Ek het ook al baie verlies gely. Ek het ook al baie seer gekry. But every time by the grace of God, ek het gesê, Here, ek weet nie hoe ek deur dit gaan kom nie, but I am going to praise my way out. Because I am thankful. Kom ek help jou net gou
sy woord. Dis 'n challenge. Wees altyd deurbly. Wow. Wees altyd deurbly. Dis die een bestanddeel. Daar's 3 bestanddele in daai resep. Die volgende ding is, en dit is 'n keuse wat jy maak. Gans my vroeër jare het hulle gesê, jy's lippe teen die klippe. Julle onthou dit goed. Jy kies om bly te wees. Ten spyte van die omstandighede wat jy in is. Dis 'n keuse wat jy maak. Nommer 2 bestanddeel is, bid sonder ophou. Dis 'n keuse wat jy maak. Jy hoef nie 24/7 op jou knieë te wees, dit sal goed gewees het as ons dit kon doen. Maar waar jy loop, waar jy gaan, waar jy staan, praat met die Here. Leander ook baie vies vir my as ons by 'n shopping center instap. Ek begin in tale te bid. Bid vir die mense. Sê Here, maak hulle oë oop, laat hulle net die heerlikheid kan sien. Ek verklaar Jesus oor hulle lewe. Ek roep hulle gedagtes tot gehoorsaamheid. So bid sonder ophou. Nommer 3. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. Wie wil vanmôre nie in die wil van God wees nie? Wees in alles dankbaar. Dit maak nie saak wat nie. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. Ek sê weer, dit maak nie saak wat dit is nie. Kom vir baie keer met soveel blydskap hier in die huis van die Here. En ja, ek het ook my challenges. Ek is net so 'n mens soos u. Dan vra ek, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Ag, dit gaan alright. So tussen die tyre en die tube. So tussen die boom en die bas. Wees dankbaar. Jy's hier. Jy kan sien. Jy kan hoor. Jy het op jou eie bene hier kon ingestap het. Wees in alles dankbaar. Jy kan vanoggend hier sit miskien met 'n probleem of probleme. Nou ek het ook 'n probleem of 2. Maar ek het nuus vir jou. Dis my keuse wat ek daarmee doen. Ek kan gaan sit en mop die hele dag. Here, ek is 'n geroepe. Daar's 'n woord verskoon oor my lewe uitgespreek. Maar hier sit ek. Kyk hoe lyk dit. Niks werk uit nie. Niemand hou van my nie. Almal is kwaad vir my. Nie regtig nie. Maar dan kan ek gaan sit en ek kan gaan broei oor daai ding en die vyand kry so lekker. Hy het 'n instrument wat hy dan kan gebruik om jou net meer en meer negatief te maak. Ek kies om God te loof en te prys. En my keuse is, ek verklaar Jesus. I speak the name of Jesus. Jesus over my ministry. Jesus over my family. Jesus over my, oor alles. Ek verklaar Jesus in dankbaarheid. Dalk het jy nie goeie nuus van die dokter gekry nie. Dalk maak jou kinders vir jou die lewe moeilik. Dalk het jy 'n issue vanoggend met jou huwelik, met jou finansies. Ek wil net vir jou help deur vir jou te sê, moenie fokus op jou probleme nie. You know what we focus on. We magnify. Ek is hier om vir jou vandag te sê, vat jou fokus weg van jou probleem en begin God te vertrou vir al die wonderlike goeie dinge in jou lewe. Begin hom te loof, begin hom te prys. We speak into existence. Maak nie saak hoe donker dit om my is nie. Leon het eendag vir my gesê, maak 'n man nie net een keer, ook net 'n bietjie saam met my sit en klaar nie. Ek verklaar Jesus. Ons God is groot. We sometimes limit God, but God wants to do for us far more than we can ever imagine or think. We limit Him sometimes with our words and with our thoughts and with our actions. Sit jou fokus op 'n groot God wat kan doen ver bo wat jy kan bid of kan dink. God het mag om vir jou in oorvloed te voorsien, meer as genoeg. Verander
wees na dankbaarheid. Hy het ons deurgedra. Ek sê gister vir Johan terwyl ons daar by die streeksvergadering was, sal julle glo dat dit volgende maand 'n hele volle jaar is wat ek hier is begin het om uit te help. 'n jaar is verby. En ek kan vanmôre sê, deurgedra. Hy het my deurgedra. Daar was storms in my eie lewe. Daar was storms in die Anne se lewe. En ten spyte van storms, mense wat ons belieg, bedrieg, besteel het ons altyd God die lof en die eer gegee. Ek het by hom gesit. Hy het vir my gesê, you need to be still. You need to be still. En ken julle vir my om vir my te sê, wees stil. Die Here help ons. En hy het vir my gesê, maak nie saak wat wie aan jou gedoen het nie. Eendag sal ek miskien dit getuig. Maar dit was 'n baie onlekker situasie waardeur ons persoonlik gegaan het. Niemand weet, want ek het dit nou nie op Gansberg nuus gaan sit of wat die koerant se naam is nie. Maar ek het gesê, Here, ek dien U my hele lewe lank. What you see is what you get. Ek hardloop nie rond en ek het nie twee stories nie. En dan gebeur hierdie dinge met 'n kind van U. Hoe kan mense, 'n kind van God, wat so getrou is, besteel, belieg? En die Here het vir my gesê, jy moet stil wees en ek sal vir jou stry. Hy het gesê, agtertoe is jy, ek is voor jou. Hy het vir my gesê, I am in front of you and you are behind me. Nou ek sê weer, met my natuur wil ek altyd so 'n bietjie voor, laat ek net voorkom, agter. Wees stil. En in daai tyd het ek nog nie een enkele dag gekla oor dit nie. Die Here het ons vrygemaak, want ons het hom begin loof en ons het hom begin prys. En hy het gesê, hy gaan ons weer herstel. Maak nie saak wanneer nie. Maar ek hou vas aan die Here. Ek hou vas aan sy beloftes. En daar's geen manier dat ek sal afwyk van sy woord nie. Ek staan op sy beloftes. Het ek al enige belofte gesien en realiseer wat hy gegee het? Van hulle ja, maar nog nie dit wat daar is nie. En Vrydag aan, toe kom die woord van die Here. Truth and justice shall prevail. En ek weet net, God weet van my. Ek weet net, maar in daardie tyd was dit moeilik, want die vyand wil net al sê, kyk wat het julle verloor, kyk wat het die vyand van julle gesteel, kyk wat het mense aan julle gedoen. En ek het vir julle aangesê, ons maak hier 'n keuse. Ons is nog in Kelsrivier gebly, maar ons maak vandag 'n keuse. Ons laat los. We let go. Let God. Let go and let God have His wonderful way. Vandag kyk ek nie terug nie. Vandag verlang ek nie terug nie. Want ons prys steeds God. Deurbraak is hier. Prys die Here, sommer maar net so 'n ietsie. Dit is ons keuse. Ons kies dit. Here, ek hou nie van wat in my lewe aangaan nou nie. Maar prys die Here, dankbaar, ek is gered, ek is weergebore, ek is my sondes is vergewe, ek is gewas in die bloed van die lam, ek is op pad hemel toe, my naam is in die boek van die lewe opgeskryf. Die woord sê, niemand sal ons uit sy hand uitruk nie. Ek het soveel nodig om voor dankbaar te wees. Ek prys hom. Ek is dankbaar dat ek en elke een van u wat Jesus Christus as verlosser en saligmaker in die lewe aangeneem het, dat ons die ewigheid saam met God gaan deurbring.
wat jy maak. Jy kies en ek kies om in dankbaarheid te lewe. So hierdie week geen klagtes. Ek sê weer, hierdie week geen klagtes. As ek kla, sê pastoor, gaan luister na jou preek. Ek het gelees, wees in alles dankbaar. Dit sê nie wees vir alles dankbaar nie, maar in alles dankbaar. Te midde van omstandighede. Hou op met kla en begin God prys. As jy 'n huis nodig het en jy het nie 'n huis nie, begin van vandag af sê dankie Here vir my nuwe huis. Ek glo aan manifestasies, maar ek vat sommer die sleutel en ek sluit in geloof die huis wat ek nog nie het nie, sluit ek oop. In moeilike omstandighede kan ons steeds dankbaar wees vir wat God vir ons is, vir wat God in ons is en vir wat God deur ons wil doen. Want in die einde sê die woord, werk alles ten goeie mee vir die wat hom lief het. Het die God vanmôre lief? Dan moet alles ten goeie mee werk. Kom ons gee die Here vanmôre 'n handeklap vir dit wat hy nog gaan doen vir jou. Halleluja! Prys die Here. Dis geloof. Daar is soveel krag en dankbaarheid uit. There is so much power in our thankfulness. A lifestyle of thankfulness. You know, it can lead to greater peace. Want as jy dankbaar is, het jy sommer vrede ook. En dan stres jy sommer ook minder. En jy het meer joy in jou lewe. En geloof staan op. Ek het nou vergeet, ek wou spesifiek vir François gevra om te getuig. 'n geruime tyd vra hy al ons moet bid vir die vissermanne. En wanneer was dit Woensdag? Het hulle goeie vis gevang. Dankie Here. A lifestyle of thankfulness can turn situations around if you walk by faith, and it can bring unexpected supernatural blessings, breakthrough just like that. God is able. Ek sluit af Johannes, jy vir ons kan help met 'n bietjie musiek. 'n Paar praktiese wenke wat jou kan help. Ek glo elkeen het 'n journal of 'n boekie of iets wat hy daarop inskrywe. Af en toe as die Here 'n skrif met jou deel. Onthou jou blessings. Dit wat hy in die verlede gedoen het, kan jou help wanneer dit nou moeilik gaan. Dan onthou jy, Here, daar het U vir my deurgekom. Onthou jou blessings en onthou die kere wat God vir jou deurgekom het. Teken dit aan sodat jy kan terugkyk wanneer daar moeilike tye is. Nommer 2 is bid sonder ophou. 'n non-stop gebedslewe. Hou aan met bid totdat lig deurbreek. Partykeer dan raak ons lui en ons hou op met bid net voor die deurbraak kom. Hou aan met bid tot lig deurbreek. Nommer 3. Onthou wie jy in Christus is. Mense, julle ken mos nou my gesegde. Praat van wedergebore, bloedgewaste kinders van die Here wat onder die besembos lê en kla. Ek is al arme ou wurmpie Jakob. God het vergeet van my. Hy weet nie eens meer van my nie. Man, weet wie jy is in Christus. As jy weet wie is in Christus, dan gaan jy nie eens wonder hoekom het die een jou nie gegroet nie of wat het daai een gesê nie. Ken jou posisie in Christus. In hom is jy meer as oorwinnaar. In hom is jy tot alles in staat. Halleluja. Met hom kan jy oor die spring. Met hom kan jy 'n brede storm. Wie is jy in Christus? Die vermoë om in alles dankbaar te wees, bekragtig jou. Dit motiveer jou. Kyk, ek het 'n geloof wat vir niks skrik nie. Ek sê, by God is niks onmoontlik nie. Want die woord sê dit.
Nothing is impossible. And impossible is nothing to God. God is in staat. Binne sy wil natuurlik, 'n mens moet nie stupid goed doen nie. Binne sy wil is alles moontlik. Kom ons maak hierdie week 'n week van dankbaarheid en ek gee julle die reg. Enige iets wat anders as dit is wat ek sê, help my reg. En kom ons help mekaar en ons begin God prys soos nog nooit ooit tevore in ons lewe nie. When the praises goes up, the blessings comes down. When the worship goes up, the glory comes down. When the thanksgiving goes up, God just shows up and signs and wonders and miracles will follow. By my is dit nie dat ek wonder kan die Here dit doen nie. Natuurlik. Hy is in staat om dit te doen. Ek moet dit net vat. Ek moet dit net release. Dank zeggen. Wees dankbaar in alles. Ons gaan nie kla nie. Ons gaan die duiwel spyt en ons gaan God dien. Ek sê altyd spyt die duiwel en wees sommer aspres bly man. Gee hom geen plek. Hy het geen plek nie. Onder my voete is hy. The devil can do me no harm, no harm, no harm. Ons kinders van die Here is baie keer so besig met die duiwel. Die duiwel doen dit, die duiwel doen dat. En weet jy wat, jy doen niks anders as om eer te gee nie. Speel klaar met hom. Hy is onder jou voete. Die woord sê ons sal op slange en op skorpioene trap en niks sal ons skade doen nie. Kom ons lewe 'n lewe van dankbaarheid. As ek moet 'n werk kry en ek het nie 'n werk nie, sê ek dankie Here, in hierdie week gaan my telefoon lui of wat ook al en ek gaan 'n werksaanbieding kry. Kyk wat het die Here vir almal se kinders gedoen terwyl ons gebid en verklaar het en gesê dankie Here vir 'n nuwe werk vir Kenny en Marley. Hulle het dit nie eens geweet dat ons gebid het nie en Vrydag toe kom die nuus. My God can do anything. Anywhere and anyhow. Let us not limit God in what He wants to do. But I want to encourage you this morning. Live a heart with thanksgiving, with my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving. I will bless you, O Lord. I will bless you on Sunday. I will bless you on Monday. I will bless you on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, every day of the week. I'm going to lift up the name of Jesus and I'm going to say, great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies are new. Gaan ons God dankbaar wees in hierdie week? As jy nie, dan moet jy kom dat ek vir jou bid. Kom ons wees dankbaar in alles. Nie net vandag nie, nie net die week nie. Dit is 'n leefstyl. Ons lewe 'n lewe van dankbaarheid. Dit is 'n lifestyle of thanksgiving, 'n lifestyle of worship, 'n lifestyle of praise. Ek sê altyd, maak die mense ek moenie met 'n Bybel hier onder die arm loop en sê, "Ooh, ek is so heilig en ek is op my pad hemel toe nie." En die mense moet Jesus in my kan sien sonder dat ek met 'n Bybel loop. Let the beauty of Jesus be seen in you. Maar wees dankbaar. Kom ons prys God vir sy goedheid, vir sy guns en sy genade. Amen. Die Here seën jou. Kom ons maak ons oë vir 'n oomblik toe. Jy sit miskien vanoggend hier en jy dink, liewe genade, die vrou verstaan nie my saak nie. Reg. Ek verstaan nie altyd eers my eie sake nie. Maar ek weet, daar is een wat weet. Daar is een wat verstaan. Jy het miskien 'n challenge vanoggend. Dan wil ek jou uitnooi, ek gaan nie die diens onnodig uitrek nie. Jy het miskien 'n challenge vanoggend wat vir jou te groot, te swaar, te diep, te ver, te moeilik lyk. Dan wil ons graag saam met jou bid, dat jy in die oorwinning van die Here kan kom. Jy sit miskien hier,
en jy het nog nooit Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem en gesê, Jesus, kom woon in my hart, vergewe al my sonde nie, dan wil ons graag saam met jou bid, want ons wil hê dit moet goed gaan. Is daar enige iemand in hierdie gebou wat nog nooit ja gesê het vir Jesus nie? Ek vra dat jy net jou hand sal opsteek. Ken almal vir Jesus? As die bassein vandag blaas, gaan almal met hom saam? Enige iemand wat Jesus nodig het? Kom vorentoe. Al het jy al 30 keer vorentoe gekom. Vandag kan dan vanoggend net jou spesiale oggend wees. Vir die eerste keer. Ek glo almal se harte en lewens is reg met Jesus. As jy 'n saak het, wat sê Here, dit is te groot vir my om te hanteer. Ek gaan nie die diens onnodig lank uitreik nie. Dan wil ek vra dat jy sal opstaan in jou stoel, uit jou stoel uit en die voorkom staan. Ons gaan saam met jou bid. Is daar nog iemand? Ons sê dankie vir oorwinning. Ons dankie vir deurbraak. Nog iemand wat nodig het dat die Here ingryp, wat by die mens onmoontlik is, by God moontlik? Kom ons strek ons hande uit en ons bid. Here, ek het hierdie woord afgegee, dit wat U gesê het, wat U in my hart gelê het. Nou is U die naprediker van die woord. En ek vra, Here, miskien sit die mense wat nie vrymoedigheid gehad het om op te staan nie. Ek verklaar Jesus oor elke situasie. Ek verklaar Jesus, of dit siekte is, of dit finansiële omstandighede is, maak nie saak wat dit is nie. God is greater. God is greater. En ek dank U, Here, dat U nou ingryp in elkeen se saak. Dat die situasies verander. Dat die mense se lewens verander. Meer na die beeld van Jesus. En dat ons dankbaarheid sal lewe in hierdie dae. Here, tyd vir speletjies en vir kerkspeel en vir geestelike luiheid is verby. Ek bid dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees ons sal opskerp, Here, in die naam van Jesus, dat elkeen van ons vuur warm en aan die brand vir die Here sal wees om 'n verskil te gaan maak in die buitekant, want buitekant is mense wat God nodig het. Buitekant is mense wat dag vir dag sterwe sonder die Here. Ek bid, Here, dat U ons sal oprig, die slap hande, die lam knieë sal oprig, dat ons in hierdie Gansbaai 'n weermag vir die Here sal wees om vorentoe te beweeg in Jesus naam, om 'n impak in mense se lewens te maak tot lof en eer van U naam. Seën elke man, elke vrou, elke kind in hierdie plek. Maak ons toe met die kosbare bloed. Hou Psalm 91 se beskerming oor ons, Here. En hou ons getrou dat ons fokus op U sal wees. Nie op mense nie, nie op omstandighede nie, nie op dinge nie. Ons fokus op U. There's only one way, and that is God's way. Die Here seën jou in hierdie week wat kom. Jy's meer as 'n oorwinnaar en tot alles in staat deur Jesus wat jou krag gee. God bless you. Geniet 'n geseënde dag, 'n wonderlike